Jorina, Marina, familie, vriende, ek wil ook net in hierdie oggend aan julle bevestig ons innige meelewing aan julle verlies en ook aan julle ervaring in hierdie tyd. Ons gebed is nie net dat die Here teenwoordig sal wees nie, maar dat julle hom op 'n baie spesiale manier in hierdie tyd sal ervaar en beleef. Omdat hierdie moment groter is as woorde en as menslike logika. Kom ons word net stil in die wonderlike teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons as nietige mense nie net u teenwoordigheid vir onsself kan toeëien vanoggend nie, maar dat ons weet dat die grond waar ons is heilige grond. Want u het dit gekies om nie net teenwoordig te wees nie, maar om hier besig te wees, om te troos, om te begelei, ja Here, om miskien net vas te hou. Dankie dat ons kan rus in die wonder van u teenwoordigheid. Dankie dat ons kan oorgee aan die kosbaarheid van u liefde. Dankie dat ons kan weggee aan die sekerheid van u begrip en u saamstap. Troos vir hulle, Here, as kinders, kleinkinders, familie en vriende. Troos hulle, Here, nie net omdat u weet en verstaan nie, maar troos hulle, Here, want u is die ewige lewe. U is ons hoop. U is die lewe. Dit bid ons omdat u ons nie net gekoop het met u bloed nie, maar omdat u ons vul, o Heilige Gees. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en ons afhanklikheid deur saam te sing die mooi lied, O Heer my God, soos wat hy ook in die blaadjie hier is. Kom ons sing hom net saam as 'n bevestiging van ons geloofsafhanklikheid en ons geloofsoorgawe. Kom ons sing die liedere wat u daar sien, kom ons doen dit staande.
Dankie, ek kan maar sit. Ons gaan gou nou na video-opname net kyk, om net gou stil te staan by die mooi herinneringe en die belewing van dit wat die Here vir ons gegee het in die tye saam met oom Piet en tannie Ina. Kom ons kyk en ons geniet dit saam. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes
shadows come and go. Well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. En rij fietsen die straten, jong mensen luisteren naar nieuwe platen. Niemand denkt aan die tijd wat voorbij gaat en dat die leven net niet stil zal staan. En dat die leven net niet stil zal staan. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie dagen, maar dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie dagen, maar dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Ja, dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Maar die liefde zal nooit stilstaan, daar kom en daar gaan. Die jongens trouwen gaan op hul eie, nou kom daar soms zware tye. Almal werk net vir die Here. Ure, maanden en jaren vlieg soos die wind voorbij. Ja, ure, maanden en jaren vlieg soos die wind voorbij. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie dagen, maar dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie dagen, maar dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Ja, dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Die oues word dan ook weer ouer, word dan opa en oumama. Die dae word dan vinnig korter, langsaam gaan die son dan onder. Herinneringe laat mens oor die lewe wonder, 'n lewe vol mooi en troebel, daar staan dan einde toe. 'n lewe vol mooi en troebel, daar staan dan einde toe. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie dagen, maar dikwijls gaan het zo gauw voorbij. Zing met mij een lied van die lieve, zing met mij van jong en oud. Die lieve hier zoveel mooie
so gauw verby. So gauw verby. So Hierdie nou Marina, familie en vriende, wat sê jy nou? As ek so kyk, dan dink ek aan oom Piet, was skaars in die gemeente, dan met, ekskuus so, net na die offergawes opgeneem word, dan gee ons nou vir die mense lekkers. En toe het oom Piet sy hand opgesteek en ek sê nou oom Piet, hy sê dominee, jy weet 15 jaar is 'n lewenslange vonnis. Ek sê nie is reg oom. Hy sê maar weet jy, ek is vandag 45 jaar getroud. So kan ek nie maar 'n sjokoladietjie kry nie. Toe sê ek nie is reg oom Piet. So dis die eerste keer wat ek hom toe nou gesien en ontmoet het, toe besef ek nee, hierdie oom met diepte. Hy verstaan dinge mooi. En toe hierdie nou my bel en sê dat haar ma oorlede is en haar pa wil huis toe gaan. Toe besef ek, dit is nie die huis hier. Dis sy huis. Saam met haar. En die volgende dag is hy oorlede. Want hy is huis toe. En daarom is daar geen beter gedeelte om te lees as Psalm 23 nie. Want dit was oom Piet en tannie Ina se lewe. Dit was hulle getuienis. Dis wat hulle geglo het en wat hulle geleef het. Kom ons lees dit net saam in hierdie tyd. Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. So waar van hulle lewens dat hulle nou tuis gekom het. Ons is hier omdat ons almal kan getuig van mooi herinneringe, mooi dinge wat deur hulle in ons lewens nie net ingeploeg is nie, maar wat vir ons hier gelaat word. En omdat die Here hulle herder was, het hulle geweet, kom hulle niks kort nie. Het hulle die lewe geniet. En dit geniet in die volheid van dit wat die Here vir hulle gee in die oomblik wat hulle kon ervaar en beleef. Maar dan weet ons dat hulle albei nou tuis gekom het. En dis die wonderlike daarvan, dat ons vanoggend in die geloofsoog kan sien, dat hulle nie net tuis gekom het in die huis nie, maar dat hulle ontvang word soos 'n eregas, sê Dawid hier. U het vir my 'n feesmaal voorberei, en ek is die eregas by hierdie feesmaal. En daarom is dit vir ons ook wonderlik om te besef dat die Here hulle nie net ontvang nie, maar die Here ontvang hulle as die eregas. Hulle word oorlaai met die Here se goedheid en die Here se guns. Daar's geen beter plek waar ons hulle dit gun om te wees nie. Dis nie net nog 'n vakansie wat hulle twee saam gaan hou en dan nou weer oor 'n week terug is nie, of dat hulle weer weg is nie. Hulle is daar waar hulle nie net tuis is nie, maar waar hulle die eregas is. En waar hulle ontvang word as die eregaste. En waar hulle oorlaai word met die Here se goedheid en met sy guns. Daarom moet ons in hierdie stadium hulle vreugde en hulle blydskap nie net sien nie, maar saam met hulle dit beleef. Ja, vir ons is dit dat hulle weggegaan het. Maar hulle is nie dood deurdat hulle ver is nie.
Hulle is na 'n beter plek. Nie net na 'n beter plek nie, maar 'n ongelooflike, onbeskryflike, wonderlike ervaring en belewing. En dis wat ons in die geloofsoog moet sien. Dis wat Dawid vir ons hier wil breek, dat U laat vir ons aansit by 'n feesmaal as die eregas. U oorlaai my met hartlikheid. U oorlaai my met hartlikheid, en dan sê hy ook, die goedheid en die liefde is dit wat hulle omstraal. Nie aardse goedheid van mense wat goed wil doen nie, maar God se volmaakte goedheid, God se volmaakte liefde, beleef hulle op hierdie oomblik. Ervaar hulle nie net as iemand wat sit en toekyk nie. Daarom sê Dawid, ek is die eregas. Dit is vir my en met my. Dis wat hulle nou beleef. En in die geloofsoog sien ons dit, en daarom op hierdie oomblik sê ons gun dit vir hulle. Dis hoekom Paulus dit vir ons so mooi sê in Filippense 1 vers 21 tot 23, getuig hy wat die inhoud van sy lewens ook ideaal is om te sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Regtig Paulus? Dan sê hy, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dis verreweg die beste. En dis wat oom Piet en tannie Ina op hierdie oomblik beleef, die beste. Daar's geen beter plek, geen beter ervaring, geen beter dit wat ons vir hulle kan gun as waar hulle nou is nie. Want Paulus sê dit duidelik, want hulle lewe was Christus. Ons het geen twyfel in hulle afhanklikheid en in hulle liefde vir die Here nie. En ons kon dit sien in hulle lewe, en daarom weet ons dat dit waar hulle nou is verreweg die beste. Hulle is nie weg of ver of weet nie waar dit is nie. Ons weet waar hulle is. Hulle is die eregaste. Ons sien wat hulle beleef, die vreugde en die hartlikheid en die volheid van God. Dis hoekom Jesus Christus self sê in Johannes 14, baie duidelik die eerste 4 verse, sê hy, glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek vir julle plek voorberei het, dan kom ek terug, en ek kom haal julle, sodat julle kan wees waar ek is. So die dood is nie 'n donker tonnel of 'n donker, onsigbare, onweet wil ek amper sê, geheimsinnige iets wat daar ver is nie, want dis deel van ons seer. Deur geloof sê Christus vir ons, is nie 'n wit tonnel van 'n wit lig nie. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek vir julle plek voorberei het, dan kom ek en ek kom haal julle. So oom Piet en tannie Ina het nie op 'n plek gekom en dan moes hulle inteken en dan die ouens gesê, ja, julle kan nou kies wat 'n kamer nie. Jesus het hulle kom haal. Want jy slaan ons nou nie 'n tent af terwyl jy in die tent staan nie. Hulle liggame het gesterf, want hulle was nie meer daar nie. Jesus het hulle kom haal, omdat hy vir hulle plek voorberei het. Dit wat vir hulle kosbaar is, dit wat vir hulle spesiaal is, dit wat vir hulle gelukkig maak en wat hulle vreugde geen einde gee nie. Die foto's van die kleinkinders en die foto's van hulle kinders en die familie en almal, is nie net die foto's daar nie, maar dit is herinneringe wat afspeel. Want die Here sê, ek maak vir julle plek gereed. Nee, ek maak nie 'n plek gereed nie, ek maak vir julle 'n plek gereed. En as die plek gereed is, dan kom ek stuur nie 'n engel nie, ek stuur nie 'n wit lig nie, dan kom ek, en ek kom haal jou, sodat jy kan wees waar ek is. Ons weet waar is hulle, by Jesus. Ons weet ook dat die Here vir hulle plek voorberei het. En as hy vir ons aan die kruis gesterf het, as 'n bevestiging van die inhoud van sy liefde, hoeveel te meer gaan hy nie vir ons die beste gee, as hy vir ons 'n plek voorberei nie. Daarom kan ons in ons geloofsoë kyk en sien, hoe hulle die beste beleef en ervaar. Ja, daai beste botteltjie wyn wat hy so van gehou het. Daai beste ervaring van saam kuier wat vir ons so kosbaar is. Die tannie se rus en vrede en net saam lag en saam kuier.
Die beste is vir hulle voorberei. En wat 'n voorreg, dat ons dit vanoggend nie net kan hoor nie, maar dat ons dit saam met hulle kan beleef, want in ons geloofsoog sien ons dit, en ons beleef dit, en daarom as ek met die Here praat, weet ek dat die Here my hoor, want die Here is by my, en hulle is by die Here. So hulle is baie nader aan ons, as wat ons ooit besef. Want hulle sê, dan sê Jesus mos nou, ek kom en ek kom haal jou, sodat jy kan wees waar ek is. En wat 'n voorreg, dat ons nie net mooi herinneringe het nou op hierdie oomblik nie, maar dat ons in geloofsoog kan sien, hulle vreugde en hulle blydskap by uitnemendheid, maar ook die sekerheid kan hê, dat hulle meer is, want hulle is altyd nou saam met ons. Nie net in herinneringe nie, maar ook in ons gebede, ook in ons gesprek met die Here. Dit is hoekom ons weet dat hulle die eregaste is. Hulle is nie net toeskouers nie, hulle beleef dit wat die Here vir hulle voorberei het. En daarom weet ons dat die dood is nie net iets wat vir ons 'n onsigbare, 'n vreesaanjaende proses is nie. Dis eintlik 'n wonderlike deur waardeur hulle gestap het, omdat die Here hulle kom haal het. Die Here het van daai kant af ingestap en hulle kom haal. En omdat die Here hulle kom haal het, kon oom Piet sê, ek gaan huis toe, en ek wil huis toe gaan, want die Here was daar. En die Here het hom kom haal, en daarom het sy liggaam gesterf. Want is dit nie so, dat toe hulle ook daar in die Bybel en die woord, dit baie duidelik vir ons bevestig word. Stefanus, toe hy gegooi word en doodgegooi is met die klippe, het hy gesien hoe Jesus langs God staan. So hy het nie die klippe gevoel nie, daai liggaamlike belewing was nie daar nie, want die Here het hom reeds kom haal. Daarom in ons geloofsoog kan ons dit nou sien en kan ons dit beleef, maar sê die psalmdigter en Dawid baie duidelik vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Ons is nie vandag toeskouers nie. Ons is vandag mense wat in geloof weet, dat in God se hande is ek veilig. Want al gaan 'n mens deur hierdie doodsangs en donker dieptes, in die ou vertaling sê ook, al gaan ek deur hierdie doodse angs, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Want die dood bring vir ons, omdat ons as mense daai belewenis het van dis groter as ek verstaan dit nie, ek ken dit nie, wat gebeur daaraan? Dit bring angs, dit bring vrees, en dit maak die hartseer nog meer. Maar in geloof kom sê die woord vir ons dat die dood is maar 'n deur, waardeur ek uitstap na die volheid en die oorvloed van God se versorging en die eregas. En daarom weet ons dat hierdie donker dieptes waardeur ons stap, is deel van mens wees. Maar ons is nie angstig nie. Ons raak nie benoud nie. Want in geloof weet ons dat God is die oorwinnaar. En hoe gee hy vir ons die oorwinning? Die sekerheid van dit wat ons sien in die geloofsoog, wat oom Piet en tannie Ina beleef. Maar saam met dit is die ewigheid in vergelyking met die lewe soos, wil ek amper stel, soos hierdie kerkgebou. Hierdie kerkgebou is die lewe. Ons maak dit rustig, ons gee dit lekker sagte stoele, ons rig dit in met ligversorging en al die dinge dat ons lekker kan leef. Maar die ewigheid is daar buitekant. Hier sien ek die son, en ek kan miskien so af en toe in die son gaan staan. Daar buitekant is die son. Daar buitekant is die volheid en die rykdom en die kleurvolheid van God se sorg. En dis die ewigheid. Daarom kan ons mos nou nie sê dat hier die kerkgebou is die absolute. Die lewe is die absolute nie, want Christus het gesterf sodat ons die ewige lewe kan hê. Ja, die Here is hier ook, die son skyn in, ons kan in die son gaan staan. En daarom weet ons dat in U hande is ons veilig. Want die hande wat na ons toe uitkom, is nie net 'n hand wat vir ons groet nie, is nie net 'n hand wat ons wil seën nie, maar is Vaderhande wat verstaan en wat ken. Dis die Vaderhande van God,
wat saam met ons stap elke oomblik. Dis die vaderhande wat vir ons ontvang soos die vader die verlore seun ontvang het en hom teen sy bors vasgedruk het. Dis die vaderhande wat Psalm 23 van beskryf. In u hande is ek veilig. Dat God bevestig aan ons sy vaderhande wat hy uitsteek na my en jou elke oomblik van elke dag. Maar dis ook hande van 'n vriend wat vir my en vir jou kom wys dat daar is spykers ingeslaan. Die hande wat vir ons vrede bring, vrede en die ewige lewe. Hande wat vir ons wil wys, ek ken die seer van mens wees. Ek ken die seer van dit waardeur jy gaan. En hierdie hande steek ek uit om vir jou te sê vrede. Vrede, want in hierdie hande kan ek veilig voel, want ek sien die merke van liefde, ek sien die merke van die bevestiging dat dit is die waarheid. Maar is ook die hande van troos deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dat God gee vir ons die Heilige Gees en hy sê, ek laat julle nie wees agter nie, maar ek bring vir julle en die trooster sal kom en hy sal vir julle in die volle waarheid lei. So dis hande wat warmte gee, dis hande wat begrip gee, dis hande wat vir ons breek die wonder van God se teenwoordigheid. In u hande is ek veilig. Hoekom? Want ek kan ingee in Vaderhande wat my vashou. En dis wat Jesaja sê, dat God dra vir ons soos 'n herder sy skape dra, styf teen sy bors. En dis waar God is. Nie net hier om te troos met woorde nie, maar hy's hier om julle vas te hou, teen sy bors vas te druk. Christus is hier om vir julle te wys die hande van die erns van sy verbintenis en die erns van sy saamstap, want hy sê, julle is my vriende en daar is niemand wat vir julle lief het soos ek, want wie het groter liefde as hy wat sy lewe aflê vir sy vriende? En daarom is hierdie Jesus die een wat saamstap, hy is die een wat vir julle ondersteun, maar die Heilige Gees troos. Troos deur die woord, troos deur medegelowiges, troos deur die wonder van die geloofsoog van dit wat ons sien en dit wat ons beleef. Troos in die feit dat julle op hierdie oomblik die beste beleef. Mag dit julle troos, mag dit julle vashou, mag dit vir julle elke dag ook vreugde en vrede gee om te weet, dat oom Piet en tannie Ina beleef die beste wat enige mens ooit vir hulle kan gee. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die voorreg dat ons weet dat u vaderhande om ons vou. En dat u die hande gebruik om ons nader aan u vas te druk. Ja, die lewe en die logika en die wêreld en die vrae druk ons weg, Here, want hoekom en waarom en al hierdie dinge wat oor ons spoel, laat ons besef, Here, dat ons soms alleen voel. En daarom wil ons bid, o Vader, hou ons vas. Hou ons vas in hierdie onsekere tyd, hou ons vas in hierdie vraatyd, hou ons vas in hierdie worsteling van menswees. Dankie Jesus dat u vir ons kom wys die hande, nie net van seer en van alles gee nie, maar 'n hande van begrip, 'n hand van saamhuil, maar ook 'n hand van vrede, 'n hand van vriendskap, 'n hand van saamstap. Dankie Christus dat u hier was en dat u nog altyd vir ons bevestig dat u met ons is elke oomblik tot die einde. Dankie Heilige Gees dat u die trooster is en dat u troos bo woorde, bo begrip. En wil u vir hulle as kinders en kleinkinders en familie en vriende, en nie net in hierdie oomblik nie, maar ook in die tyd wat voorlê, troos met die waarheid. Troos met die ewigheid, troos met die geloofsgesig van die belewing, van die vreugde en die vrede wat oom Piet en tannie Ina beleef. Dankie vir kosbare tye wat hulle in ons lewens ingespeel het. Dankie vir soveel vreugde en soveel opgewondenheid en lekkerte wat hulle vir ons gegee het. Dankie vir hulle begeleiding, dankie vir hulle getuienis. Dankie Here dat u ons bederf het
maar dat U nooit ophou nie. Wil U vir hulle begelei in hierdie tyd, Here? Wil U vir hulle steeds bederf? As kinders en kleinkinders en familie, met U vreugde, met U vrede en met U saamstap. Ons bid dit in die mooi naam van Christus ons Here, deur die kragtige inwoning van U, o Heilige Gees. Amen. Ek wil nou graag kans gee vir Jan om ook dan net die bedankings te doen namens die familie. Ons wil graag namens die familie die volgende bedankings doen. Ons wil eerstens vir Hems ambulans nooddienste, die personeel, ons ken nie julle name nie, maar baie dankie vir julle vlugtige diens en optrede om ons ouers so vinnig by die hospitale te kon kry. Ons wil graag vir Afbok ook bedank wat ons in hierdie donker tyd gelei het, vir al die raad en advies. Julle diens was spyk. Ons wil vir Dominee Johan de Wet bedank vir die pragtige diens. Ons dankie vir die pad wat julle saam met ons ouers gestap het en hulle het baie getuig van die pad wat julle saam gestap het. Dit spreek boekdele. Ons wil iedereen elkeen van julle boodskappe van bemoediging, beterskap, gebede vir ons ouers wat julle gestuur het, toe hulle dit nog kon lees, het hulle dit baie waardeer en vir ons families al die boodskappe van bemoediging, ons waardeer dit baie. Ons wil graag van Mani en Letitia hartlik bedank vir alles wat hulle vir ons ouers beteken het. Niks was ooit moeite vir julle nie. Ons weet ons ouers was baie lief vir julle gewees. Mani, dankie vir die slideshow wat jy saamgestel het, dit is pragtig. Dankie wat julle nog steeds vir ons families doen ook. Baie dankie Matilda, jou blomme is asemrowend. Dan wil ons net vir almal wat betrokke is by die kerk ook baie dankie sê vir julle hulp. Dan ook dankie sê vir Shaal vir die regstreekse streaming wat dit moontlik gemaak het in vandag se omstandighede. En vir almal wat kon deel in die diens daarvoor. Mag julle veilig bly, veilig reis en gesond bly. Dankie. Dankie. Dankie Rian. Ek wil dan ook, gaan ons nou afsluit met die oorwinningslied. Ons gaan dit staande saam sing, dan ook met die opname en as ons dit klaar gedoen het, bly sommer staan vir die seëngebed. Die oorwinningslied is in die blaadjie, ons gaan dit saam sing. Staande. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja.
ontvang die seën van die Here, maar kom ons hou in mekaar vas as familie en vriende, want die seën van die Here word juis bevestig in ons saam wees en ook in die belewing van sy teenwoordigheid ook hier. Kom ons ontvang so die seën. Mag die Heilige Gees vir julle troos. Mag die wonder van Christus se liefde vir julle elke dag verras. En mag die volheid van God se teenwoordigheid en genade vir julle elke dag dra. Amen. Baie dankie.